Geagte vriende, baie welkom terug by die Kerk in Afrikaans. Ons werk in Ierland, ons het 'n klein gemeentetjie hier, ons het 'n gemeente met twee bene, ons het 'n Engelse gemeente, en dan het ons ook Afrikaanse gemeente, en ons probeer om vir elke week vir u 'n nuwe erediens te bring, of 'n preek. Vandag gaan ons dit 'n bietjie anders doen. Elise 'n preek vir ons komende Sondag, want ek is bietjie op verlof, en ons het besluit ons preek vandag so 'n samewerking enetjie doen. So ons gaan vir Elise allerhande vrae vra oor haar preek, en ons gaan so 'n bietjie saam gesels oor Galasiërs. So ons gaan vandag Galasiërs 5 vers 13 tot 26 hanteer, so jy kan die Bybel so lank daar oopmaak, maar ons gaan nie die hele gedeelte lees nie, want dit is bietjie lank. So, die vrug van die Gees, die werk van die Heilige Gees, is absoluut ons onderwerp vandag. Maar voordat ons gaan praat daaroor, kom ons maak dit ons oor toe, dan bid ons net saam. Ja, onze Vader, Here, baie dankie vir die woord, en dankie dat ons so saam kan praat oor die woord, en dankie vir die diepte van die woord, en wat ons daaruit kan lees en leer, Here, en wil U ook vandag vir ons aanraak, deur U Gees, deur die woord. Ons bid dit in Jesus naam. Amen. So, Elise, hoekom het jy Galasiërs 5 gekies? Wat is die agtergrond van jou liefde vir Galasiërs 5? Wat was vir jou interessant? Ek dink dat mens dit half in jou eie lewe kan inneem en sien dat mens het altyd twee paaie wat voor jou lê, besluite wat jy moet maak, en dat dit moeilik is om die regte keuse altyd te maak. En ek dink uit Galasiërs 5 kan mens dalk leer om meer op besluite te neem deur die Gees, om te sien wat is die vrugte, en dat jy miskien na jou lewe kan kyk en net weer hersiening kan doen en kyk waar kan jy beter raak en of meer bewus raak van die Heilige Gees, en dan beter besluite maak in jou lewe, en dan so deur liefde ander te kan dien en help en bystaan. Okay, kom, ons gaan nou net lees. Kom ons lees oor die vrug van die Gees, nê? En my dosent het altyd vir my gesê, moenie van die vrugte praat nie. Praat van die vrug, want dis een vrug wat al hierdie goeders is, dis die vrug van die Gees. Nou kom ons lees, ons gaan net lees vanaf vers 22 tot 26. Die vrug van die Gees daarteenoor is liefde, vreugde, vrede, geduld, vriendelikheid, goedhartigheid, getrouheid, nederigheid en selfbeheersing. Teen sulke dinge het die wet niks nie. Die wat aan Christus Jesus behoort, het hulle sondige natuur met al sy hartstogte en begeertes gekruisig. Ons lewe deur die Gees, laat die Gees nou ook ons gedrag bepaal. Ons moet nie verwaand wees, mekaar uittart of op mekaar afgunstig wees nie. Toe jy gewerk het deur hierdie gedeelte, is daar iets wat jy kan onthou wat jou getref het en gesê, wow, dit is nogal interessant wat hier gesê word en belangrik? Ek dink die belangrikste is dat ons kan leer om meer bewus te wees van die werking van die Gees. Ek vat vanaf ek begin studeer het nou vir Sondag, en alles wat ek lees, hoe meer ek lees, ek dink, dan besef ek dat wanneer ek besluite maak, dan kan mens regtig jouself meer bewus begin maak van wat is reg, of wat, as ek nou hierdie besluit maak, hoe gaan dit God, of hoe gaan, as in Engels as jy sê, what would Jesus do, dink ek. Nou elke keer as ek 'n besluit moet maak, en dink ek daaraan, en dit maak my regtig dalk meer bewus wees van my situasie om my, van die persoon wat dalk betrokke is by die besluit, so dit laat mens regtig meer dink as net doen. Fantasties. So jy sê moderne Christene is nie meer so bewus, of hulle dink nie daaraan dat hulle bewus moet wees van die werk van die Heilige Gees in hulle eie lewe nie. En so daai bewustheid bring ook by jou 'n sekere keuse wat jy moet maak. Dink jy ons vergeet dit baie keer? Ek dink ons vergeet definitief dit,
en dit het 'n impak nie net op ons lewens nie, maar almal om jou, nader aan jou, miskien by die kerk oralster, want as jy dalk beter besluite maak, of ek gaan so sê, die goeie besluite is altyd die moeilike keuses wat jy moet maak. Yes. En vandag se dae wil ons nie die moeilike keuses maak nie. Ongelukkig is te maklik om net die verkeerde besluit te maak, dink ek. Ons dink nie weer en weer daaroor regtig wat se impak dit kan hê op ons lewens, die mense naby aan jou, mense buitekant, waar ook al jy is, by die werk, by die huis, jou huwelik, enigiets. Ek dink nie ons besef regtig die impak wat dit kan maak as jy meer bewus is van daai keuse nie. Dis baie interessant wat jy sê nie. Ons gaan maar net aan deur die lewe en ons, jy weet, carry on, dit mos maar al die goeders wat jy moet doen, net om verantwoordelikhede en wat jy ook al. En as jy dan kom by 'n moeilike besluit, dan is jy's eintlik nie opgelei, jy's eintlik nie voorberei nie, want jy vul jouself nie met die Heilige Gees nie, jy vul jou nie self met die woord van die Here nie. So wanneer jy 'n besluit neem jy dit eintlik soos 'n amateur, want jy het nie daai diepte nie. Ek dink as ons nou daai stukkie verder lees wat hulle praat van jy maak 'n besluit met jou vlees, ek dink dit is net te maklik om daai besluit te maak. Ons doen dit amper sonder dat jy eers agterkom. So dit is al so ingestel in ons, dis soos om asem te haal. Jy hoor nie meer of kom nie meer agter oor jy moet jou longe gebruik om asem te haal nie. En ek dink regtig ons maak daai besluite sonder dat ons eers Dis baie, so kom ons kyk dan na die dinge van die vlees, nee. Ek gaan net gou daarso lees van vers 19 af. Die praktyke van die sondige natuur is algemeen bekend. Onsedelikheid, onreinheid, losbandigheid, afgodsdiens, towery, vyandskap, haat, naaiwer, woede, rusies, verdeeldheid, skeuring, afguns, dronkenskap en uitspattigheid en al dergelike dinge. So jy sê daai goed kom die maklikste in ons lewe. Dit is amper of dit jy weet soos die Engels, jy weet soos die rekenaar mense praat van default. Dis ons default. Ja, dit is beslis en selfs as ons nou hierso nog lees in die begin, Jesus het gekom en vir ons gesterf aan die kruis en hy het vir ons daai vryheid kom gee. So ons het regtig 'n keuse om nie daai dinge te doen nie, maar ek verstaan dit is moeilik want dit is nie net, jy kan dit nie uit jou eie uit doen nie. So dis hoekom dit so belangrik is dat jy moet bewus raak van die Heilige Gees en dit is wanneer hy in jou begin werk en dan maak hy dit vir jou moontlik om dan daai besluite te kan maak om dan nou nie hierdie dinge te kan doen nie. So ons moet meer die Heilige Gees se stem in ons lewe hoor en gehoorsaam wees aan die Heilige Gees. En nie aan die ander goeters nie. Nou jy het 3 punte in jou preek. Nou gesels met ons oor jou eerste gedagte wat jy vir ons wil leer uit jou preek. Ek wil net eers ietsie deel wat ook deel is van my preek. Ek het so 'n prentjie van 2 vroutjies wat nou lekker gesels en dit is natuurlik nadat hulle nou die werking van die Heilige Gees meer bewus geraak het van die Heilige Gees en dan het hulle nou 'n bietjie meer begin Bybel lees en gebid en daai verhouding gegroei en dan is die krag van die Heilige Gees. So al hierdie dinge wat ons nou, die beter keuses wat ons maak, kan ons glad nie doen sonder die Heilige Gees. Wow. Maak nie saak hoe goed jy alles doen, maak nie saak hoeveel keer jy kerk toe gaan, maak nie saak hoeveel keer jy jou Bybel lees nie, want jy kan ook net jou Bybel lees, maar jy bestudeer hom nie en jy maak nie jouself oop vir die veranderinge in die Heilige Gees en dit is maklik om 'n ding te sê, maar jy moet dit doen ook. So ons moet regtig verstaan dat ons kan nie verander en 'n lewe vir God hê as ons nie, as die Heilige Gees nie daai werk doen nie. Ons kan dit nie sonder hom doen nie. So 'n mens moet as dit ware jou elke dag weer onder die leiding van die Heilige Gees plaas. Jy weet daar moet iets van jouself doodgaan, jou eie ego, jy weet jou eie belange en jy weet jou eie belangrikheid en al daai goed moet in jou sterf sodat die Heilige Gees kan oorneem. Maar daai eie ego, daai eie wil is eintlik so sterk dat dit nie wil jy weet die Heilige Gees kans gee. Dit is baie groot. Dit is regtig dit gaan baie tyd en effort en jy moet regtig in jou hart dit wil doen om
daai ego en alles te moet afsterf en te sê nee, ek gaan nie meer daai keuses maak nie. Ek dink, maar sodra jy dit begin doen, dan raak dit net makliker. Ek dink dit raak makliker as jy regtig daai insit en die Bybel lees, want dan gaan dit nie meer oor jou nie. Dis reg. Dis dan nou nie meer jy wat moet al hierdie dinge oorkom nie, want dan is die Heilige Gees. En Jesus moes ons kan berge verskuif nie, en die krag van die Heilige Gees sal ons eintlik deur liefde die veranderinge laat bring wat ons in ons wildste drome nie sou kon glo moontlik is nie. Ja. Dan wil jy daai persoon help wat jou altyd geïrriteer het, of wat jy vir jouself gesê, daar's nie 'n manier wat ek daai persoon sal toelaat in my lewe, of hierdie situasie sal toelaat, of enigiets. Ek weet mense kom op 'n tyd wat mense half sê, of dink aan iemand wat regtig iets verskrikliks aan jou gedoen het, jy gaan net nie daai persoon vergewe nie, want jy is so seer gemaak, maar nou, dan maak dit nie meer saak nie, dan dink jy aan, daai ou het bystand nodig, of hy het 'n drukkie nodig, of ietsie. Skielik ontwikkel jy nou empatie, nê? Jy ontwikkel 'n jammerte vir ander mense, empatie, omgee vir ander mense, ook jou vyande. Jesus het gesê, vergewe hulle, Here, want die wat my gekruisig het, want hulle weet nie wat hulle doen nie. Dis die krag van die Heilige Gees om jou vyande lief te hê. Is impossible eintlik vir ons, jy weet, maar deur die Gees word dit moontlik. Ja, dis moontlik deur die Gees. So wanneer jy so besluit kan maak, soos wat Dominee nou noem en sê, vergewe hulle, want hulle weet nie wat hulle doen nie. Ons weet nie, mens besef nie dit altyd nie, want jy wil altyd daai persoon 'n skuld gee, wil altyd iemand die skuld gee van hoekom jy so voel. Maar wanneer jy op daai punt kom in jou lewe om te sê, ek vergewe hulle, want hulle weet nie regtig wat hulle doen nie, dan moet jy weet dat die Heilige Gees is besig om in jou te werk. Nou daag ons bietjie uit, gee vir ons 'n uitdaging. Sê vir ons, ek daag julle uit om wat te doen. Hoe daag jy ons uit? Jou 3 punte, nê? Wat jy sê vir ons in die eerste plek, ons moet meer bewus wees van die Heilige Gees, nê? Ja. En in die tweede plek sê jy? Ja, ek wil sê dat mens moet hierdie 3 goedjies dalk in gedagte hou die heeltyd. Dit is my uitdaging. As ons miskien 'n dag kan vat en net bietjie begin oplet hoe mens besluite maak en wat in jou lewe aangaan, met wie jy vyandskap of wat ook al in jou lewe aangaan. As ons daai 3 punte in net vir 'n dag net bietjie in ons lewe kan inwerk. So kom ons raak meer bewus van die Heilige Gees om dit moontlik te maak sodat ons beter besluite kan maak. So hoe gaan ons bewus raak van die Heilige Gees? Ons gaan meer Bybel lees of begin studeer, miskien 'n versie, delf dieper in dit en kyk wat is die betekenis, bid, laat die Heilige Gees deur jou werk, sodat jou oë, die klappe van jou oë kan afval, dat jy kan verstaan, en dan moet ons laat die Heilige Gees deur ons werk, en dit is waar dit inkom, waar jy jou naaste moet lief hê soos jouself. Nou, ek weet dit is baie moeilik soms, maar dan moet jy elke keer dink jou besluit, wat gaan jy maak, wat gaan jy doen, hoe gaan dit daai persoon help vir die besluit wat ek gaan maak, hoe gaan dit hom bevoordeel? As dit hom benadeel, dan weet jy, maak jy verkeerde besluit. Ja, absoluut, ja. Absoluut, ja. So kom ons dink heeltyd aan elke keer, wanneer jy iets doen, wanneer jy iets sê, dink, hoe gaan dit daai persoon, ons moenie hulle benadeel nie. So as die stemmetjie vir jou sê, want jy gaan nou alles met opweeg. As dit te veel sleg is, dan weet jy dat jy maak die verkeerde besluit. Dan moet jy gaan mooi dink, dan moet jy gaan dink daaroor, hoekom maak jy die verkeerde besluit, of wat stop jou nog om die goeie ding te doen, of om die, en dan die derde ene is, laat ons dan nou, as ons nou bewus is van die Heilige Gees, en die Heilige Gees begin deur ons werk, dan moet ons nie opgee wanneer ons sukkel nie, wanneer ons dalk in 'n oomblik kom waar dit moeilik raak om daai keuse te maak, want ek weet dit is moeilik, dis nie net van, jy verander jou lewe. Dit gaan ongemaklik wees. Ja, dit is die ongemaklikheid. So, probeer vasklou en weet dat die Heilige Gees deur jou werk. Sy krag gaan jou deurdra. Dis hy. Daai ongemaklikheid, kom ons druk deur. Moenie moed opgee en dink, okay, in die eerste dag het ek dit aan die reg gekry, of eerste week, miskien vat dit jare vir jou om daai insette te kry en op dit te kan leef, maar
om te begin, dit is wat ons wil hê. En dan sien ons hoe die lewe mooi word. Ja, dit is wanneer ons dan daai vrede in jou hart mee kan lewe, al gaan dit sleg, al het jy niks, al het jy niemand. Ek dink dit is waar die Here dan intree en vir jou daai vreugde gee wat geen mens regtig kan verstaan hoe dit werk nie. Elise, baie dankie. Ek is so dankbaar vir jou insigte en vir die krag van die gedeeltetjie wat ook vir my aanraak en ek hoop dit sal vir u ook daar waar u ook al is 'n inspirasie wees om die Heilige Gees toe te laat om u besluite ten volle te beheer en dat u ook die krag van die Heilige Gees self ervaar in die lewe. En sterkte dan vir Sondag se preek vir jou ook. Dankie. Amen. Nou kom ons bid net saam. Hemelse Vader, Here, baie dankie vir hierdie pragtige gedeelte en vir hierdie aangrypende boodskap, Here, en dat U vir ons help om te groei nader en nader aan U. Ons bid dit in Jesus naam. Amen. Amen.